fariseërs en alles. En maar ek gaan vir julle so nou 'n bietjie meer vertel oor hoekom hy dit gedoen het. So ek gaan nou net vir julle die Bybelvers lees waar dit staan Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is in Lukas 23 vers 34. Maar ek gaan vir julle lees Lukas 23 vers 34 tot 35. Lukas 23, vers 34 tot 35. vers 34 tot 35. Dus 34. Ja, Lukas 23 vers 34. 34 en 35. Ja, dit is vol. Dis hom. Julle almal die plas. Okay. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het verkeerd verdeel en die word daaroor vergewaar. En die volk het dit staan en aanskou en die owerste het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hom self verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. So, die mense het gedink dat hy aan die kruis hang en dat hy nie homself kan verlos nie. Dat hy nie homself kan vrymaak nie. Maar eintlik as 'n mens kyk daarna, as 'n mens van vergifnis, jy maak jouself vry wanneer jy ander mense vergewe. En daarom toe Jesus gesê het, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, het hy homself vrygespreek. Hy het letterlik homself vrygemaak. Net in 'n geestelike manier eerder as in 'n fisiese manier, soos wat die mense gedink het, jy gaan nou op die kruis afkom en alles. Maar hy het vrygekom eintlik. So, ja, so as 'n mens ander mense vergewe, dan spreek jy jouself vry. Jy spreek die ander mense ook vry. Onthou, 'n mens weet nooit wat is daai mense se omstandighede nie. Maar Jesus het nog steeds in die omstandighede wat hy was, het hy mense vrygespreek, want hy het geweet is wat hom gaan vrymaak ook. Ek meen, as hy op die einde van die dag nie die mense vrygespreek het nie, dan sou hy nie soos in die heiligheid gekom het nie, want hy die hele wêreld se sondes op hom geneem. So dit beteken al ons sondes was op hom gewees. En as hy ons nie vergewe het nie, sou God hom nie kon vergewe het. Vir dit nie. Ek kyk dit raak. Okay, so die volgende vers wat ek gaan lees is in Matteus 6 vers 14 tot 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Soos dit kom heeltyd soos op dieselfde ding neer. Ek het al probeer uitbrei, maar dit kom net op neer dat wanneer mense ander mense kan vergewe, dan kan God ons vergewe. Dit gaan altyd oor ander mense, maar dit gaan ook oor jouself. Want as jy nie ander mense kan vergewe nie, gaan jy daai grudge in jou hart dra en jy gaan nie altyd sleg voel en jy gaan nie altyd dink aan hierdie mense wat het hulle aan jou gedoen en jy gaan kwaad wees en jy gaan alles. So op die einde van die dag vergewe jy nie die mense eintlik net vir hulle eie ondawe nie. Jy vergewe ander mense vir jou eie ondawe, sodat jy nie meer daai grudge moet rondloop in jou hart en swaar dra elke keer en dink aan dit en dan hou mens terug. En ek meen as mens kyk weer eens in die omstandighede wat Jesus Christus was. Hy kon enige tyd besluit het, wel, kyk hierdie mense, ek gaan hulle nie vergewe nie, kyk na al hierdie dinge wat ek vir hulle doen, gaan hulle nog steeds teen my, maak my seer, kruisig my, hulle verdien dit nie. Ek meen as mens kyk, okay, dit is meeste van die tyd onkunde wat veroorsaak dat ons sondig en alles, maar nog steeds, ons verdien nie dat Jesus se bloed vir ons moes gevloei het nie. Ek meen, moes hy nou so hard gestraf geword het vir ons. Maar hy wou, en hy het ons vergewe.
Okay, nou die volgende een is Markus 11 vers 25. Die 25 tot 26. Markus? Markus 11 vers 25 tot 26. Ja, wat is het voor u? So dit is in Markus 11 vers 25 tot 26. Dit sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Ja, so 'n mens moet bid en die Here vra om 'n mens te help om ander mense te vergewe. Dis nie iets wat jy uit jou eie gaan doen nie. Ek self persoonlik kan sê dat daar was al veel keer wat mense iets gedoen het en dan dink ek vir myself like, yes, dit is net te erg om daai persoon te vergewe. En dan so het ek en Corrie soos deur baie dinge gewerk en goeders en toe begin agterkom dat wanneer jy die Here vra om jou te help om ander mense te vergewe, dan help hy jou. Regtig waar hy verlig 'n mens se hart, hy sit 'n mens se hart in vrede in teenoor daai persoon. En dan hoe meer mense begin vergewe, hoe makliker raak dit. En hoe meer begin jy besef in jou eie lewe dat mense maak foute. Partykeer hulle dink nie wat hulle doen nie. Ek meen hulle weet nie soos wat omstandighede jy is nie. Hulle is in hulle eie lewens besig met hulle eie dinge. En wat ek ook al agtergekom het is partykeer mense doen dinge met die manier wat hulle weet. Dieselfde is wat ons dinge doen oor die dinge wat ons weet. En partykeer weet ons nie dieselfde dinge nie. En dit veroorsaak dat mense soos in seermaak en alles. Daarom is dit beter om mense te vergewe op die eerste oog op sig wat jy dit kry. Vergewe mense. Spreek dit vry. Dit maak dit net ligter vir jouself en dit maak die lewe net makliker. En dan net kan 'n voorbeeld vat by Jesus wat mense vergewe het terwyl hy deur so 'n moeilike tyd gegaan het. Het hy nog steeds gekies om te vergewe eerder as om 'n graf te hou. En dan dit is rarig soos ek weer eens gaan sê, dit is iets wat regtig belangrik is in die lewe. Is vergifnis. Dis hoekom dit een van die kruiswoorde is. Want Jesus kon enige tyd besluit dat hy in stil gebly het. En dit nie eens gesê het nie. En dit sal 'n verskriklike groot verskil gemaak het as hy nie gesê het Vader vergewe hulle nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit sou regtig 'n verskil gemaak het. Dit sal dit heeltemal verander het. Dit is wat Corrie my gesê het toe ons hieroor gepraat het. Sy sê vir my, dit sal beteken dat sy hele pad wat hy gestap het, die hele kruisiging sou eintlik net doelloos gewees het. Dit sou niks beteken het nie. Want dit gaan daaroor dat mense ander mense moet kan vergewe, sodat God ons kan vergewe. Ek meen, wat is dit nou ietsie kleins? Vir ander mense is dit nie ietsie kleins nie. In jou hart is dit iets wat jy dra, saam met jou elke liewe dag, as jy nie 'n ander persoon sal vergewe nie. Okay. So, dit al daarom nie te worry. As in my. Dan is het $3. Okay, maar net afsluit. Okay. Baie dankie Hemelse Vader, Here, dat ek hierdie boodskap voor oorgedra het, Here, van vergifnis. En ek vra dat elke persoon wat hier is genaamd, dit in hulle harte sal verstaan, Here, dat hulle sal weet wat dit beteken om ander mense te vergewe, Here. Dat hulle die nederigheid sal hê wat U het, Here, en die geduld wat U het vir mense, om ander mense te kan vryspreek, Here. Baie dankie, Here, in Jesus naam. Amen. Amen.